Rebecca St. James is seker een van die grootste name in die kontemporêre Christelike musiekwêreld. Sy is gebore in Australië, grootgeword in Sydney. Haar pa was in die bediening gewees om groot musiekfeeste te reël en hy was baie suksesvol hier in Australië gewees daarmee. Maar om een of ander rede, die een keer toe hy dit reël, toe val alles plat en dit was net een groot mislukking gewees. Hy sit met skuld van omtrent $500,000, hy moes sy huis verkoop, hulle is basies ontneem van alles, en in hulle gebrokenheid verhuis hulle na die VSA met die hoop op 'n beter lewe daar, het 'n werksaanbod, hulle daar kom toe, bestaan die werksaanbod nie, en hulle het regtig baie swaar gekry, hulle was aangewese gewees op welsyn van die gemeente en van mense wat regtig net goedhartig was teenoor hulle, het was vir hulle baie swaar tyd gewees. Maar omdat sy die gawe gehad het om te kon sing, het sy baie vinnige kontrak gekry en sy was baie suksesvol gewees. Later, met die tyd het dit nou baie goed met hulle begin gaan. Sy het 'n fliek gemaak, Unsung Hero, waarin sy die ervarings van hulle familie in daardie swaar tyd dan nou ook weergee. En sy sê die volgende, sy sê, "If I have a takeaway from the film that I pray people will take away, it's hope. It's that God redeems our story, no matter how hard it gets." And I think a lot of people are discouraged in our world today. They're discouraged about marriage, they're discouraged about family life, they're discouraged about faith. A lot of people, I think, need hope and need to be reminded that God is the great redeemer of our story and our life. En dis 'n bietjie waaroor ek wil praat. Ek weet dat die Here regtig waar kan ingryp in 'n mens se lewe en daardie groot verskil maak wanneer jy nie meer hoop het nie. En daar's spesifiek 3 waarhede wat ek dink 'n mens baie duidelik in jou hart moet hê oor God, oor wie God is. En ons het soveel verskillende idees by verskillende mense oor wie die Here regtig is en hoe die Here regtig is. As ons net kan kom en ons lewe kan kom bou op wat die Bybel vir ons leer oor God. Dit is waarhede wat 'n mens deur die moeilikste tye dra, nie net nou nie, maar reg deur jou lewe. Die eerste een is, en dit klink so 'n bietjie hoogdrawend, so 'n bietjie teologies, maar dis so belangrik. God is alomteenwoordig. Wat beteken God is nou daar by jou. God is op hierdie oomblik deel van jou lewe, net daar waar jy is. En jy weet, as ons gaan kyk wat die woord van die Here vir ons sê oor, dit is eintlik so mooi. Dawid kom op Psalm 137, daar vanaf vers 7 tot 10. Lees die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, "Waarheen sou ek kon gaan om die Gees te ontwyk? Of waarheen sou ek kan uitwyk om u teenwoordigheid te ontvlug? Gaan ek op na die hemel toe? U is daar. Gaan lê ek in die doderyk? Dan is u daar. Vlieg ek met die dageraad na die ooste, of gaan woon ek in die verste weste? Selfs daar sal die hand my lei en u regterhand my ondersteun." Dit is baie duidelik wat hy wil sê, as God is oral, jy kan nie wegkom van hom af nie. Die vraag is, wil jy wegkom van hom? Wil jy hom erken in jou lewe, of wil jy hom innooi in jou lewe? Want God wil so graag 'n aktiewe rol in ons lewe speel. Daar's een woord, was 'n aantal letters, jy kan 2 woorde daarvan maak. Die een is nowhere, die ander een is now, here. Presies dieselfde letters, en ons kan sê God is nowhere, maar met dieselfde letters kan ons sê God is now here. Dis 'n keuse wat 'n mens gaan maak of jy bewus wil word daarvan, of jy God se teenwoordigheid in jou lewe wil innooi. Soos gesien, God is alomteenwoordig, weet hy is hier by ons, maar dan God is ook alwetend, hy weet alles, hy weet ook alles van jou. God is so bewus van wat in jou lewe aan die gang is. Niks gebeur in ons lewe sonder dat die Here daarvan weet nie. Jou lewe is 'n oop boek voor God, jou verlede is 'n oop boek voor die Here, jou toekoms is 'n oop boek voor die Here. God ken die detail van ons lewe tot in die fynste besonderhede. En ek dink is 'n wonderlike gerusstelling vir mense wat raad op is. So ek's besig met 'n nuwe reeks boodskappe oor raad vir raad op mense, na aanleiding van 2 Konings, die 4de hoofstuk, en dan verder wat ons daar sal kry.
Vandag wil ek kom stil staan by 2 Konings 4 en daar die eerste 7 verse. Ons kom nou daarby. Net gou vinnig, as 'n derde waarheid oor God. Die eerste, ons het gesien, hy is alomteenwoordig. Tweedens, hy is alwetend. En derde is, God is almagtig. Wat beteken? Hy kan enigiets doen. Die waarheid, jy weet, word nie noodwendig ontken deur mense nie. Maar dit is net dat mense nie kan glo dat God regtig vir hulle iets sal doen. Ja, God kan enigiets doen, maar God gaan dit nie vir my doen nie. Ek kan dit net nie aanvaar. Dit is vir mense so moeilik om te aanvaar dat God vir jou iets spesiaals wil doen. Jy sien, hier is die skeidslyn tussen die geloof wat gebaseer is op die Bybel en ander godsdienste se siening van God. Die Bybelse siening is die enigste een wat vir jou leer dat God iets vir jou wil doen. Ander godsdienste gaan nooit, jy moet iets vir God doen, anders te straf hy vir jou, oordeel hy vir jou, jy moet iets vir God doen en dan sal hy goed wees vir jou. Die Christelike geloof, gebaseer op die Bybel, sê vir jou, God is goed en God wil sy goedheid in jou lewe openbaar. God wil kom en iets kom doen vir jou. Nou is 'n baie mooi versie in Jesaja 64 vers 4 wat dit vir ons so mooi saamvat. Nou ek lees gewoonlik uit die Nuwe Lewende Vertaling, maar hierdie neem ek die ou Afrikaanse vertaling. Van ouds af, tog het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het 'n God gesien wat werksaam is vir wie op hom wag nie, behalwe U. Aan die ander woorde, geen God werk vir ons behalwe God nie. Nou die Holman Christian Standard Bible sê dit eintlik vir my mooi. From ancient times, no one has heard, no one has listened, no eye has seen any God except you, who acts on behalf of the one who waits for him. Who acts on behalf of the one who waits for him. Dis die God wat jy dien. Dis die almagtige God wat kom en dis die God wat in ons lewe dinge vir ons wil doen. Jeremia kom in Jeremia 32 vers 27. Nou Jeremia word ons, jy weet, ons identifiseer baie maklik vir Jeremia met die klaagliedere en die swaar wat hy gekry het. Maar Jeremia het kosbare waarhede en hier is een van hulle. Jeremia 32 vers 27. Nou is hy besig om te bid en hy sê, Jeremia 32 vers 17 eers. Hy sê, ag oppermagtige Here, U het die hemel en die aarde deur die groot krag en mag gemaak. Nou hoor wat sê hy. Niks is vir U te moeilik om te doen nie. Hy kom en terwyl hy bid dan verklaar hy, niks Here is vir U te moeilik om te doen nie. God antwoord sy gebed met die volgende woorde, dis Jeremia 32 vers 27. Ek is die Here, die God van al die mense, en God kom vra, is daar iets te moeilik vir my om te doen? Is daar iets wat ek nie kan doen, wat vir my te moeilik is om te doen? Daar's soveel kere in die Bybel wat ons lees waar God kom in die onmoontlike situasies, die onmoontlikste situasies kom omskep, waar God 'n uitkoms gee. Die grootste openbaring van God se krag in die Bybel is wanneer hy Jesus Christus opwek uit die dood en hom op laat vaar en laat sit aan die regterhand van die Vader. Dis wat Paulus vir ons in Efesiërs kom leer. Efesiërs 1 vers 19 en 20 baie mooi. Hy sê, en dis deel van 'n gebed wat hy vir ons bid. Hy sê, mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Hoe enorm groot. Nie net bietjie groot nie, nie net baie groot nie. Hoe enorm groot is God se krag wat hy gebruik vir ons wat glo. Hy sê dieselfde magtige sterkte was ook aan die werk toe God Christus uit die dood opgewek het en in die hemel aan sy regterhand laat sit het. So met hierdie nou in gedagte, weet God is oral teenwoordig, God weet alles, God is almagtig, met daardie in gedagte, nee. Kom ons gaan kyk na hierdie gedeelte in 2 Konings, hoofstuk 4, en daardie eerste 7 verse. Het speel af in die lewe van 'n weerlose weduwee, dis om by 850 jaar voor Christus. Nou lees ons daarso in vers 1. Op 'n dag kom 'n weduwee van een van die profete na Elisa toe en bekla haar nood by hom. So Elisa speel 'n baie sentrale Elisa speel 'n baie sentrale rol in hierdie gedeelte. Hier kom 'n weduwee, haar man is dood. Sy sê my man, die dienaar, is dood.
U weet hoe hy die Here gedien het. Nou dreig die skuldeiser om my 2 seuns as slawe weg te neem. Nou haar man was 'n leerling profeet gewees, hulle was deel soort van 'n profeteskool met Elisa dan die leier, en hy sterf onverwags en skielik is hierdie vrou met haar 2 seuns totaal en al weerloos, hulle het geen bron van inkomste nie. Die skuldeiser kom en hy tree op binne sy reg op, hy wil hierdie 2 kinders kom opeis sodat hulle sy slawe sal wees van daardie skuld wat betaal moet word. En dan lees ons sy neem haar toevlug, nou in vers 7 spesifiek lees ons sy praat van die man van God. Sy neem haar toevlug na die man van God, maar eintlik neem sy haar toevlug tot die God van die man van God. Sy kom en sy het nodig dat die Here vir haar iets in haar lewe doen. Elisa verteenwoordig die Here en daarom gaan sy na Elisa toe. Sy haas haar om by Elisa te kom. Sy maak alle erns om by Elisa te kom. Sien, waar is dit 'n hopelose situasie waarin sy is? Sy het net geen ander uitkoms nie. Maar sy weet God kan 'n verskil maak. Ek is so dankbaar ons het die man van God, Jesus Christus, na wie toe ons kan gaan. Maak nie saak wat die situasie in ons lewe is en God gee vir ons uitkoms. Dis die wonderlike gerusheid wat ons het, dat die Here daar is vir ons in Jesus Christus. Hy is die een wat die onmoontlike moontlik maak. God weet wat jy nodig het. Kom ons raak nou baie persoonlik. Jy ken jou situasie waarin jy is. Heel waarskynlik, hoe moontlik is jy een van die mense wat regtig voel, ek is raad op, ek weet nie meer wat om aan hierdie dinge in my lewe te doen nie. Wat die Here wil hê ons moet doen is met 'n erkenning van, Here, ek kan myself nie help nie, ek het nodig dat U vir my sal help. Ronald Dunn het jare terug 'n boek geskryf met die titel Don't Just Stand There, Pray Something. Hulle noem die titel van die boek The Incredible Power of Intercessory Prayer. Don't just stand there, pray something. Ek hou van die titel, want het sê vir my so baie. Moenie net jou hande in die lug gooi en in paniek sê, ek weet nie wat om te doen nie. Begin bid. Begin om God aan te roep. Jy hoef nie vir God idees te gee hoe die Here die probleem moet oplos nie. Jy weet, so baie keer kom ons met antwoorde asof die Here nie 'n antwoord kan hê nie. Die Here het maniere om te antwoord waarin jy nog nie eers gedink het nie. Dis iets wat hierdie weduwee en ek dink Elisa ook dan nou gaan uitvind. Ons lees daar verder, 2 Konings 4, daar vers 5 tot 7. Ja, kom ons gaan eers gou terug na vers 2 toe. Wat kan ek vir jou doen om jou te help, vra Elisa? Sê vir my, wat het jy in jou huis? Hoegenaamd niks nie, behalwe kan met olie, antwoord sy. Al wat sy het 'n klein, seker maar 'n klein kan met olie in. Is nie veel nie, maar is genoeg vir God. Vers 3 en 4 daar. Toe sê Elisa, gaan leen leekryke by al jou bure. Leen soveel as wat jy kan kry. Dan moet jy en jou seuns in jou huis ingaan en die deur agter julle toemaak. Maak dan al die leekryke vol olie. Die wat vol is, moet jy eenkant sit. Dit is 'n baie goeie rede hoekom sy die deur moet toemaak. Jy weet, daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy die stem van die ongeloof moet heeltemal uitdemp. Ek dink dit moes vir die bure baie vreemd gewees het wat sy doen. Ek meen, hulle moes geweet het dat sy finansiëel baie swaar kry. En skielik leen hierdie vrou kanne en kanne en kanne vir olie. Wat mee gaan maak? Maar die man van God het gesê, leen soveel as wat jy kan kry. En naderhand is hy so vol kanne, dit is net ongelooflik. Maar dis wat die Here gesê het sy moet doen. En die opdrag is, begin om daardie kanne vol te maak uit die een kannetjie wat jy het. En dis wat sy doen. En so sê dit gooi, so raak dit vol. Dan sê sy vir die seuns, kom, bring die volgende een, maak dit vol. Bring die volgende een, maak dit vol. Die olie hou net aan, dit loop en dit loop en dit loop, want God gryp in. God's besig met 'n plan waaraan niemand anders ooit sou gedink het nie. Ons lees daar vers 5 tot 7. Sy het gedoen soos hy gesê het en die deur agter hulle toegemaak.
Haar seuns het die kruike vir haar gebring en sy het die een na die ander vol gemaak. Spoedig was elke kruik propvol. Bring vir my nog kruik, sê sy vir een van haar seuns. Daar is nie meer nie, sê hy vir haar. Toe daar nie meer olie uit die kan gekom nie. Sy het vir die man van God gaan vertel wat gebeur het en hy sê vir haar, gaan verkoop nou die olie en betaal jou skuld. Van dit wat oorbly kan jy en die seuns lewe. Nou wil ek vir jou sê, baie keer is die antwoord op ons gebede, deel van God se plan, in antwoord op ons gebede is, dit wat binne ons vermoë is. Elisa kom vra, wat het jy? Ek het net 'n bietjie olie, dis nie baie nie, dis al wat ek het. En kom ek vra vir jou, is dit asof die Here vir jou vra, wat het jy? Jy weet, ons gooi ons hande in die lug en sê, ek het niks nie, ek kry nie werk nie, ek kan myself nie help nie, ek weet nie wat om aan hierdie probleem te doen nie. Die vraag is, wat is die volgende regte ding wat jy kan doen? Wat is die volgende stap wat jy moet neem? Ons kan nie net gaan passief sit en sê, okay, nou moet die Here vir my ontneem. Hierdie vrou moes die deur toemaak, na sy al die kanne ingebring het, en sy moes begin gooi. En dis die ding wat die Here ook vir ons wil sê. As jy 0 vir die Here gee, en verwag dat die Here die 0 gaan vermenigvuldig, gaan jy nog steeds 0 hê. Gee vir die Here dit wat jy het. En dis die beginsel wat Elisa hierso met ons deel. Hoor wat die Here sê oor jou situasie. Jy weet, en dis hoekom jy in nederigheid by die Here moet uitkom, wanneer jy raadop is, en hoor wat die Here vir jou sê, jy moet doen. God sien wat jy oor het, nie wat jy kort nie. Waarmee gaan hy werk in jou lewe? Miskien is dit geval van jy soek werk, en jy het al soveel keer aansoek gedoen vir werk, jy was elke keer onsuksesvol, en jy het net nie die moed om weer aansoek te doen. So, die vraag is, wat doen jy verkeerd as jy aansoek doen? Hoe lyk jou CV? Moet jy raad gaan kry by mense wat al beter weet hoe jou CV moet lyk, hoe jy in daardie onderhoud jouself moet gedra, wat die vrae is wat vir jou gevra gaan word, sodat jy 'n beter antwoord kan gee. Moenie net hierdie standpunt hê van ek weet alles, ek weet presies wat om te doen, ek kan my werk doen, ek het niemand anders se hulp nodig nie, maar jy sit nog steeds sonder werk. Dalk moet jou aansoekbrief verander word. Kry raad. En dan doen weer aansoek. En doen weer aansoek. Baie keer die vrees vir die onbekende lê ons lam. Weet ons is so bekommerd. Nou wat sou gebeur het as Elisa gesê het, ek dink nie ek kan vir hierdie vrou dit sê nie. Sê nou maar net. Daar gebeur niks. Sy begin die olie uitgooi en dan raak die olie op en al die leekanne staan daar. So sê nou maar net. Dis nie geloof wat praat, wat so praat nie. Geloof gaan nie net die hele tyd sê, okay, maar sê nou maar net alles loop verkeerd nie. Nou kom, sê nou maar net die Here seën nie by my nuwe onderneming waarmee ek begin het. Hoekom moet ons altyd 'n negatiewe antwoord reg hê? Hoekom moet ons altyd die negatiewe verwag? Hoekom verwag ons nie wat ek verwag dat die Here die seën, die hemelse vensters gaan oopmaak en vir ons gaan seën. Ek verwag dat die Here gaan voorsien. Ek dien 'n goeie God. Hoekom bly ons nie binne die woord en in geloof aanvaar ons wat die Here vir ons sê en ons bou ons lewe daarop in plaas daarvan dat ons so bang is vir die onbekende of bang vir wat die mense gaan sê. So as hierdie vrou nou moes gesê het, maar ek kan ons nie vir die bure gaan vra vir leë kan nie, wat gaan hulle van my dink? Daar kom 'n punt wat nie meer saak maak wat mense dink nie, dis nie belangrik nie, wat belangrik is wat is die Here besig om vir jou te sê. Kom ek sê net vir jou, as dit nou kom by werk, soms gee die Here nie vir jou die werk wat jy wil hê nie. En ek weet dit is ongerieflik, ek weet dit is frustrerend en dit gaan gepaard met soveel teleurstelling. So net so greep het uit my eie lewe, toe ons besluit het, ek gaan Nieu-Seeland toe emigreer. Ek meen, dit was 'n geweldige groot besluit en begin ek nou aansoek doen vir werk. Die een werk na die ander. Nou, dit het 'n hele ruk gevat voordat ek uiteindelik in Nieu-Seeland was en werk gekry het, maar kom ek sê vir jou dit. Toe ek eers sien van daardie werke, daardie posisies waarvoor ek aansoek gedoen het, wat dit regtig behels, was ek so dankbaar dat die Here nie vir my daardie werk gegee het nie.
ek sou elke sekonde van daardie werk gehaat het. Maar God het van beter geweet. Daar was 'n stadium gewees wat ek aansoek gedoen het vir 'n werk in Christchurch. En ek het geglo ek is goed gekwalifiseer vir die werk en ek het dit nie gekry nie en ek was nogal teleurgesteld. Maar net daarna toe is daar die kragtige aardbewing wat 'n groot deel van die stad verwoes. Dit was hierdie traumatiese gebeure wat gebeur het. En ek sou midde in dit gewees het. So die Here het weer geweet dat ek nie daar moes wees nie. Kom ek sê vir jou, op die regte tyd gaan die Here vir die regte werk gee, teen die regte salaris. God het presies sy plan. Jy moet die Here vertrou daarvoor. Hou aan om God te vertrou vir die deurbraak in jou lewe. En dis wat hierdie weduwee doen. Een vir een maak sy die kanne vol totdat sy gehoorsaam was om hulle almal vol te maak. Die olie hou op toe die laaste kannetjie vol is. Die beperking, waar was die beperking dink jy? Dit was nie by God nie. God sê die olie laat loop, het as daar nog kanne was, die beperking was by die leë kanne wat beskikbaar was. Glo God vir groot dinge in jou lewe, vertrou die Here vir sy seën. Ja, ek weet, jy kan dalk voel in hierdie stadium, ek's raad op. Kom by die God wat raad het. Kom by die God wat die verskil kan maak, daardie God wat, hoe het ons gesien, teenwoordig is, oral, maar ook in jou lewe, alles weet en alles weet van jou, die detail van jou lewe ken, God wat almagtig is, daardie God wat enigiets kan doen, wat sê, is daar iets wat ek nie kan doen nie, kom by daardie God uit en kom vertrou hom vir jou toekoms. Dis hoe die Here voorsien. So 'n aantal maande terug het ons begin met, om ons Facebook preke op 'n YouTube kanaal te sit, hoop nogtans. En die rede hoekom is, want Facebook haal al hierdie preke af na 'n maand. Op YouTube is dit nog steeds beskikbaar dan nou 'n redelike periode, ons weet nie eens hoe lank dit gaan hou nie. Ek is so bly dat ek vir jou kan aanmoedig, hoop nogtans. Wat is hoop? Jy hoop dat God gaan doen wat hy beloof het. Hoop nogtans. Al lyk dit nie so nie, al lyk dit of dinge te mekaar en teen jou is, hoop nogtans dat die Here vir jou uitkoms gaan gee. Ek wil graag in hierdie dag saam met jou bid en die Here kom vertrou saam met jou. En as jy in 'n situasie is wat jy raad op is, kom ons gaan na die God wat raad het. En so kom ons Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, ons kom met verwagting, dat U wat ons kom uitdaag om U te vertrou, so sal ingryp, en waar daar behoefte is, watter vlak dit ook al is, dat U die deurbraak sal gee, Here. Ons vertroue is op U. U wat eens en vir altyd vir ons bewys het, hoe magtig en hoe kragtig U is, toe Jesus uit die dood opstaan, toe hy laat opvaar om aan die regterrand, U regterrand te kom sit. Hy wat heers, die man van God na wie ons kan gaan met al ons probleme, al ons stryd, al ons sorge, al die bekommernisse wat ons het, al die onsekerheid, en dit net voor U kan kom sit en sê, Here, ons vertrou U, dat U hierdie raad op situasie sal omkeer. Dankie in hierdie oomblik, Here, soos wat ons behoefte koppel aan die woord, dankie dat ons met vertroue, met hoop vorentoe kan gaan en kan verwag dat U iets groots, iets spesiaals gaan doen vir elkeen wat hulle vertroue op U stel. Ons is so dankbaar, Here, dat U die God is wat werk vir die wat op U wag, wat op U vertrou. Ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag die guns van die Here hierdie week op jou lewe rus. Baie dankie vir elkeen wat hierdie boodskap share, vir elke mooi gedagtetjie wat jy skryf, elke hartjie of like wat jy gee. Kom ons deel die woord sodat meer en meer mense kan ervaar daar's hoop vir raad op mense. My uitdaging vir jou is, my aanmoediging vir jou is, hoop nogtans.